Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as jy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, ons is gewoond om 'n luiperd in 'n boom te sien, maar 'n jagluiperd is iets wat ons nie algemeen of sommer in 'n boom sien nie. En ons sou ook dink dat dit nie iets is, een van die katte wat nou regtig bo moet klim nie. Aangesien 'n jagluiperd se naal soos die van 'n hond is, dit kan nie soos die van 'n kat in en uit gaan nie, is dit moeiliker om in 'n boom in te klim en uit te klim. Oor hulle lang lywe kan hulle nog 'n redelike sprong daarin maak om redelik hoëgerig in 'n boom te kom. En die rede waarom hulle dit doen is natuurlik om goeie visie te hê, om beter dalk 'n prooi iewers te sien en wanneer hulle die prooi gesien het, dan van daar af nader te beweeg en die prooi dan ook so te vang. So hulle het maar nodig om net soos enige ander roofdier ook van tyd tot tyd op 'n hoër gebied te kom, of dit nou op klippe is of binne 'n boom, net om bietjie beter te kan sien om hulle prooi dan ook so te vang. Net so liewe vriende, gebeur dit sekerlik ook met ons, elkeen wat mag sê dat ons 'n kind van die Here is. Ons behoort beter visie te hê as hulle wat nie kinders van die Here is nie. In die opsig dat ons weet wat die Here vir ons kom doen het, ons weet waar ons was, ons weet dat ons verlore was. En daarom het ons dan so nodig om by die Here ook uit te kom dan. Nou liewe vriende, dit is waarin ons 'n voorbeeld moet wees en ander moet beïnvloed en ander kinders van die Here moet inspireer om te sien wat ander nie sien nie. Iets wat ons sekerlik moet raak sien as kinders van die Here is die wat verlore is. En Noag was nogal so iemand gewees wat baie mense gesien het rondom hom wat verlore was. In Genesis 6 vers 13 lees ons en God sê vir Noag: "Die einde van alle vlees het gevolg, het tot my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg." So Noag het 'n duidelike visie gehad van God se oordeel wat gaan kom oor hierdie mense. En liewe vriende, en ons weet hy het gepreek en hy het gepraat dat mense moet bekeer tydens die tyd wat hy die ark gebou het, en nog steeds het mense hulle nie bekeer nie. Maar hy het nog steeds hulle verlorenheid gesien. En net so mag ons rondom ons sekerlik ook daardie verlorenes raak sien. Mag ons sekerlik ons oë nog oop wees om hulle raak te sien. Die volgende saak is, liewe vriende, Noag het ook die weg van verlossing gesien en verstaan dit wat die Here sê. Ons lees in Hebreërs 11 vers 7: "Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die wat geregtigheid wat volgens die geloof is." Nou liewe vriende, baie duidelik weet eens hoe Noag hierdie wonderlike plan van die Here gesien en besef het, dit is die weg van verlossing. Hierdie ark moet gebou word, en in gehoorsaamheid het hy dit gedoen. Hy het sekerlik met die ander gepraat dat hulle moet bekeer, en nog steeds wou van hulle nie tot die Here bekeer nie. Maar sy visie was reg gewees om ook die weg van verlossing te sien. Jy sien, dis een ding om verlore sondaars te sien, maar 'n kind van die Here sien meer, hy sien ook die verlossing wat die Here kom aanbied. Sondaars sien net sonde, en hulle mag anders sien wat slegter as hulle is, liewe vriende, maar hulle kan nie weg van verlossing aan hulle kom voorhou nie, oor hulle nog self nie verlos is nie, weet hulle nie wat ware verlossing is nie, maar die kind van die Here, wat waarlik verlos is, weet van hierdie verlossing, en wil dit daarom met die wêreld deel, dat hulle ook by die Here mag uitkom. Dan, liewe vriende, sien ons ook, wat hy nog gesien het, is ook, toe hy die Here kon vertrou het, en hy sy visie so reg was, en gehoorsaamheid opgetree, hy het dit gelei na sy veiligheid, sy bewaring. En ons lees in Genesis 8 vers 15 en 16, en God het met Noag gespreek en gesê: "Gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vrou van jou seun saam met jou." En so was hulle dan deur die hele vloed en deur alles wat gebeur het, en die Here het hulle bewaar en hulle veilig aan die ander kant uitgekom. En so weet ons ook, dat as ons visie reg is om ons verlorenheid te sien en ook ons verlossing in die Here te sien en daardie verlossing aan te neem, dat ons eendag veilig saam met die Here ook in die hemel sal wees. Kan u hiervan getuig? Kan u sê dat u in hierdie waarheid is? Mag die Here u help. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons kom bid ook vir mense vandag wat nie in die regte verhouding met u is nie. Mag hulle in die regte verhouding met u kom. Mag ons as die kinders ook die regte visie hê
vir die mense rondom ons, sodat hulle ook veiligheid in U kan vind. Amen.